Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie môre. Dankie vir u teenwoordigheid wat altyd met ons is in die verhouding waarmee ons met u 24/7 beweeg. Dat hierdie dag is nie 'n dag waar ons u kom soek nie, maar dis 'n dag waar ons saam kom getuig. Een met 'n getuienis, een met 'n sang, een met 'n woord, en die ander met 'n loflied. Vader, in hierdie atmosfeer van aanbidding en dankie sê en net as seuns en dogters van u vanmôre bewus te wees, wil ons dankie sê Heilige Gees vir u leiding. Dankie dat u vanmôre in openbaringskrag met elkeen van ons gaan praat. Dankie dat elke siekte vanmôre onder die teenwoordigheid van die Here moet uit die liggaam uitwyk en dit moet in 'n getuienis van genesing inspreek, dat daar kan 'n getuienis wees, 'n wolk van getuienis in hierdie gemeente waarin ons beweeg en ons Vader wat in die hemel is groot maak. Ons wil baie dankie sê Vader. Baie dankie Vader. Dankie Vader. Neem ons net soos u wil. Ons lofsange Vader is vanmôre om u naam groot te maak, want u leef in die lofprysinge van u volk. Amen en amen. Kom ons staan en loof en prys ons koning Jesus. Amen. Is hy nie wonderbaar? Is hy nie wonderbaar, wonderbaar? Is hy nie wonderbaar, wonderbaar? If you see in the world of this Christ on and say word, is hy nie wonderbaar, wonderbaar? Oh yeah. Is hy nie wonderbaar, wonderbaar? Is hy nie wonderbaar, wonderbaar? If you see in the world of this Christ on and say word, is hy nie wonderbaar, wonderbaar? Ja, yes, wonderbaar, wonderbaar. Ja, yes, wonderbaar, wonderbaar. If you see in the world of this Christ on and say word, ja, yes, wonderbaar, wonderbaar. Is hy nie wonderbaar, wonderbaar? Is hy nie wonderbaar, wonderbaar? Jesus leef in the neers en hy doop ons met sy gees. Is hy nie wonderbaar, wonderbaar? Is hy nie wonderbaar, wonderbaar? Is hy nie wonderbaar, wonderbaar? In the world wat is Christ dan en sy woord, is hy nie wonderbaar, wonderbaar? Ja, yes, wonderbaar, wonderbaar. Ja, yes, wonderbaar, wonderbaar. If you see in the world wat is Christ dan en sy woord, ja, yes, wonderbaar, wonderbaar. Is hy nie wonderbaar, wonderbaar? Is hy nie wonderbaar, wonderbaar? Jesus leef in the neers en hy doop ons met sy gees. Is hy nie wonderbaar, wonderbaar? Kom aan die vloer, klap met die hande en sing 'n loflied oor die Here, die allerhoogste, die Here koning, want weer ons lofsang vernieuw. Kom aan die vloer, klap met die hande en sing 'n loflied oor die Here, die allerhoogste, die Here koning, want weer ons lofsang vernieuw. En die dromme, kom aan die vloer, klap met die hande en sing 'n loflied oor die Here, die allerhoogste, die Here koning, want weer ons lofsang vernieuw. Kom aan die vloer, klap met die hande en sing 'n loflied oor die Here, die allerhoogste, die Here koning, want weer ons lofsang vernieuw.
Ek aan die klok vir Jesus, die koning van konings. Hy kom eendag terug om ons te kom haal. So ek hoop jy is gereed, hoor. Amen. Wie kan nie wag vir Jesus om terug te kom eendag? Wie kan nie wag om eendag van aangesig tot aangesig te sien? Amen. Want dit laat my so lekker sing. Amen. Dit laat my so lekker sing. Want my sonde is vergewe, ek gaan vir ewig lewe. Dit laat my so lekker, dit laat my so lekker, dit laat my so lekker sing. Ja, dit laat my so lekker sing. Net vir Jesus. Dit laat my so lekker sing. Want my sonde is vergewe, ek gaan vir ewig lewe. Dit laat my so lekker, dit laat my so lekker, dit laat my so lekker sing. Dankie Jesus, dankie dat ons lekker kan sing vir ons koning. En ons weet, ons aanbid 'n lewendige God. Ons aanbid nie 'n standbeeld of 'n boom, iets wat nie lewe het nie. Ons bid 'n God wat vir ewig lewe, wat slawe vry maak, wat mense 'n tweede kans gee. Dis die God wat ons aanbid. 'n Koning wat met sy bloed betaal het vir my en vir jou. En die minste wat ons vir hom kan teruggee, is die lewe wat ons het. Om te sê dankie Jesus. Dankie vir jou bloed wat gestort het vir ons op die kruis van Golgotha. En ten spyte van my swakhede, ten spyte van wie ek is, ten spyte van hoe moeilik dinge raak, ten spyte van hoe ek sukkel met hierdie pad wat ek stap, ten spyte van dit alles, kan ek net op my knieë val en roep na 'n naam bo alle name, die naam Jesus Christus, die koning van alle konings. En ek wil vanmôre vir jou sê, this world is not our own. We're just passing through. Our treasures are laid up somewhere beyond the blue. This world is not my home. I'm just passing through. My treasures are laid up somewhere beyond the blue. The angels beckon me from heaven's open
Amen. Doen slegs U wil, Heer. Doen slegs U wil. Doen slegs U wil, Heer. U wil met my. U potter baker, met my die klei. Vorm my en maak my, net soos U wil. Op U steeds wacht ek, nederig en stil. Doen slegs U wil, Heer. U wil met my. U potter baker, met my die klei. Vorm my en maak my, net soos U wil. Op U steeds wacht ek, nederig en stil. Doen slegs U wil, Heer. U wil met my. U potter baker, met my die klei. Vorm my en maak my, net soos U wil. Op U steeds wacht ek, nederig en stil. Terwyl ons hierdie laaste liedjie gaan sing, Jesus Christus is die een wat daar diep binne in jou hart ken, waar ander mense nie kan inkom nie, waar ander mense nie kan raak sien nie. So daar waar jy is, praat met hom. Vertel vir hom jou diepste geheim, want hy weet dit klaar. En hy weet wat jou toekoms inhou. En die beste plek om te wees is in die wil van die Here. Amen. I lift my hands to the coming King, to the great I am. To You I sing, for You alone, who reigns within my heart. I lift my hands.
die stemme. Die oomblik daar waar jy staan. Dink terug aan die week wat verby is. Dink aan hoe getrou jy was in jou verhouding aan hom. Dan as jy elke plek sien waar jy gestruikel het, en vanmôre jy met die volgende doen. Steek jou hand uit en sê, Here, wat verby is verby. Dit was my leerskool. Ek kyk nou vorentoe. Meer en meer in die week wat kom, U te kan behaag. Meer en meer 'n verlange en 'n honger na U te kan hê. Sodat alles stil word om my. Al die stemme, al die geraas. Sodat ek net U stem kan hoor. Dit die begin van my dag sal wees. Maar ek profeteer vanmôre oor ons gemeente, oor U seuns en U dogters, dat hulle soos Dawid sal uitroep, o God, gee my 'n standvastige gees, gee my 'n rein hart, wat onsondig is met die hyssoptak. Die bloed 2000 jaar terug op Golgotha heuwel, deur die lam van God, wat vandag nog spreek met krag. Vader, vanmôre in hierdie bewustheid, as seuns en dogters van U, verlang ons siel vanmôre om U stem te kan hoor, praat met ons deur die woord. Dat ons padkos kan hê op ons lewenspad. Iets om aan te kan vashou wanneer die stemme van die wêreld begin te skree, dat dit ons stil word plek, ons rustige plek sal word, die woord wat ons aan vaskleef, herkou, herdink, bedink, en dan in lewe oor ons eie lewens weer uitspreek, en sê, omdat hy leef, sien 'n kans vir ons. Vader, in hierdie atmosfeer, sal die lippe van klein nou verder net menslike woorde spreek. Daarom gee ek oor, sê dankie dat U die een is wat die atmosfeer van die begin af gevul het. Dan voordat ons in hierdie vertrek gekom het, was U die alomteenwoordige God wat vir U self 'n altaar voorberei het vanmôre. Nou sê vir U dankie daarvoor in die kosbare naam van Jesus Christus. Dankie Here. Amen. Stemming, so Simon, weet ek die vrou wees, maar baie dankie vir hierdie geleentheid dat U vir myself in Krummel, my vrou Hessie, 'n geleentheid gee om ook as mede-kollega en 'n kind van God die woord kan oorbreek in die gees van God. Baie dankie daarvoor. My vrou vriende wat so gekom het, Rian, Nooi daar so, op Babben, by die Hetsie. Maar wie jy nog kyk, man, steek vir jou op hom, steek vir op jou. Hy kom nou van Engeland, ek het hom nog nie eens 'n vraagje gegee nie, maar ek sal dit volgende week nog nie ordentlik doen. Hy het vir die hele 6 weke by sy dogter in Engeland gekyk, was dit nie nou lekker nie, ne? As hy nou gerd, dan kan die verpas wat er mee, hoor. Weet ek nog nie, want mis nie so nie, maar baie dankie dat julle opgetrek het na die huis van die Here. En ek kan nie julle met my raak sien vandag nie. Maar julle moet dan die woord van God vashou. Want dit is 'n belofte wat God ons gegee het om te kan volhard, sal daar vir ons 'n ewigheid in wees. Ek vra verskoning, ek en haar sagte ware praat met mekaar nie, ek is 'n iPhone man, dit is 'n Android man, so ek kan nie die woorde in die skrif op die bord weer gee, maar so volgende keer gereed kom, dat ek dit voor die tyd stuur. Maar dankie dat jy probeer dit hoor, dankie. En ons klankbande agter, baie dankie vir jou vriendelike en mooi hart en blare besoete gehelp het, goed. Ek wil ons net gemaklik wees. En jy moet weet, daar is die een wat het al gemaak het, nie.
ons streef na heiligmaking. Maar as ons in die woord van God vashou, en as ons net die woord van God elke dag soos 'n leidsman, dan sal God getrouheid in jou doen. Maar dit sien begin by ons. As ons nie in die waarheid en gees en waarheid vashou nie, sal ons mislei word dat in hierdie wêreld aangaan. En al wat ons kan doen, is in die heilige woord van God vashou. So gaan met julle deel vandag in die 33-53 verstaan wat ons goed. En die tema wat ek voorberei te goed, die weg na die hemel. Dus ek vir julle elke keer sê, wat is die weg na die hemel? Dan gaan julle nou hoor hoeveel verskillende stories gaan ons nou hoor. En daar is iemand eintlik verkeerd is nie. Maar as iemand nou sterf, en nou wat ek, jy weet gemaklik met my wees, jy moet my antwoord. Waartoe gaan daai persoon? Ek wil nou iets maklik sê. As jy nou sterf, of iemand 'n geliefde van jou sterf, waartoe gaan jy? Sê vir my toe. Ek hou van. Want jy sien, ons almal, die meeste in ons harte, die wat nie geskoon is, die wat nie in die woord delf nie, wil hemel toe gaan. Maar ons gaan eers, nou ek sê dit altyd, dis ons saam met dis 'n halfway house. Want ek ken nie nou die weg nie, maar ek droom daartoe dat. Want jy sien Vader Abraham is daar so. En hy is die Vader van ons. Soos jy 'n vader en 'n moeder gehad het in jou huis. As enigiets gebeur het met jou, dan wil jy na ma toe gaan. Maar as dit 'n saak wat groter as ma is, dan wil jy vir pa op hierdie storie hê. Nou, met jou ewige lewe, sê jy moet alles om jy na moeder Maria toe gaan, of sal jy eerder na jou hemelse Vader toe wil gaan? Want jy sien, daar's 'n ewigheid. Die ander is middele tot die ewigheid. Maar met God is die Alfa, die Omega. Hy is ons begin, hy is ons einde. Ja, hy is die weg na die ewige waarheid. Daar is iets anders te nie. Moenie dat iemand in hierdie wêreld jou iets anders te wil sê. Want jy sien, ons Afrikaans het 'n ou spreekwoord gehad. Ondersoek alle dinge, maar 'n wedergebore kind van God ondersoek alle dinge. Hy gaan toets by sy Vader. Want ons is geesgebore. Ons is hier as verlorenes agtergelaat nie. Want Jesus het uitdruklik vir ons gesê, jy wil nie gaan oplees daarso, né? Hy sê vir my, dit is beter vir julle, dis vir my ook nou, dat ek nou gaan. Want ek stuur van my Vader 'n ander trooster. Jy het gelees, hy sê daar, 'n ander trooster. Nou, as jy nie wedergebore is, gaan jy sukkel om die ander trooster te verstaan. Want jy sien, jou identiteit, jou vingerafdrukke, alles is nie soos een langs jou nie. Tot jou kind wat uit jou gebore is, en die saad wat jou gestort het, is anders as jy, want God het met elkeen 'n unieke plan. God het 'n werk vir jou, 'n skepingsdoel vir jou. En jy weet, ek weet jy, pastoor, dan jou gekom het dat jy by 'n sterfbed in die hospitaal kom of by 'n huis. En dan daai persoon nog nie sy skepingsdoel agtergekom. Weet jy hoe hartseer is dit? Want jy sien, ek wil jou hande op gesigte nou sien, hierdie doodstil sit. Maar as jy nog nie na jou skepper, jou maker, jou vermeerder, in stilte, in gees en in waarheid gegaan het, en gesê, wat is my skepingsdoel? Is jy op 'n dwaalleer? Want God, hy sê van Jeremia 1:5, nog voordat ek jou in jou moederskoot gevorm het, sê God, het ek jou geken. Nou as jy God nie ken nie, hoe kan God jou laat verken vir jou skepingsdoel op hierdie aarde? Wat kan God vir jou gee as jy nie in connect met God nie? As jy nie in plak nie, as jy nie weet wat jou skepingsdoel nie.
So ek vra jou geliefde, as jy nog nie stil gesit het by God, en vir God gevra, wat is my skepingsdoel? Dan is jy nog op die breë weg. Want jy sien, jou skepingsdoel het 'n smal weg. Hy het 'n suiwer weg. Want as God tref, dan mag hy nie. Hy tref. Hy verander 'n persoon se lewe deur jou, wat in gehoorsaamheid is. Want dan kan jy gaan en vertel. Jy sal doelgerig die werk van God doen, as jy by God ingeplak is in jou skepings. Want hy sê nog voordat jy uit jou moeder skoot uit laat gaan, het ek jou geken. Hy sê dan heilig ek jou ook. So die tradisies wat die familie op jou plaas, nie raai goed bestaan nie. Jy sê dit. Want jy sien, nog voordat jy jou uitgesit het hy jou geheilig. Nou as God jou heilig, dan is jy volmaak, jy is volkome. Dis die familie se tradisie wat jou weer leer om hulle goed aan te neem. Maar God het ons elkeen op 'n skepingsdoel vir sy koninkryk. Ons moet net volwassenheid bereik en dit is by God gaan hoor voor jy dit weer doen. So ons sê ma en pa vir jou wat. Dan as jy mondig is, dan kan jy vir God se Here spreek. U kind luister. Maar as jy nie by God staan nie, ek sê vir geweldig troupaartjies en so aan, dan sit die man langs aan en sê, wat kan ek iets aan jou doen? En vir jou vra, doen net iets vir my, wat jou sal laat skaam kry. Yes, dan kyk jy my so snaaks aan. Ek sê, wat jy gaan nou in 'n huwelik in. Ek sê, 'n huwelik is 'n verbond van Christus Jesus. Hy is die verbondhouer van die huwelik. Daai ring wat jy aansit, is 'n verbond wat jy sluit, dat jou huwelik sal rein wees. Dan sê ek van, touch jy op jou rok of doen iets, dan sê jy nee. Dan sê ek, kom nie. Nee, maar dit is verkeerd. Ek sê nou, weet jy ken klaar tussen reg en verkeerd. Moet jy nou in hierdie huwelik al goed gaan doen nou nie. Jy ken die reine waarheid nou. Jy kan besluit. So moet nie later hierdie man gaan beskaam. Ek sê nou man, jy. Ek sê ek iets hards vir my, sê vir my. Wat moet ek hard sê? Ek sê, nee, kom jy so baie vroom hier voor my. Sê ek iets hards, wanneer jy nou kwaad is, uitdag gaan vir my iets uit. Kijk, jy sê nee, so gooi jy is 'n muis. Nee, ek sê muisie, ek sê nou sê iets hard. Wat dacht ek om jy, ek speel met hom. Tot hy nader vir iets hard sê, dit mag jy nooit verraar sê nie. Want jy is die man van die huis, en die hoof van die huis, dit leer met Christus Jesus, wat vol liefde is. En as jy hard een keer met haar praat, is jy nie 'n man, jy is 'n muis. Want kom staan voor 'n regte man, dat spreek die swaar, wat daai man sal jou kan weerstaan. Maar hoe kan iemand wat 30% swakker as jy is, jou weerstaan? En dis wat God op ons wil hê. Waar ons hierdie woord van hom het, moet ons saag raak. Ons moet nederig raak, sodat sy wil in ons kan geskied. Ons moet 'n leersame gees hê. Ons moet 'n dienende gees hê. Want jy moet 'n disipel word. Jy kan nie 'n disipel word as jy die woord van God. Ek is so spek, ons kan nie op die woord gooi, waarom ek vir julle lekker goed sal gooi, dan dat julle saam met my dit geniet, maar dit is my fout. Ek sê so dat ek nie meer met 'n iPhone so rondloop, ek moet Android gekoppel moet raak. Maar ons eerste woord, die nuwe Bybel het, wat saam met my lees, na Johannes 3, van vers 2. Want jy sien, ons moet die weg na die hemel toe kan kry, ne? En elkeen wonder, is ek gesonde? Is ek op die regte pad? Nou hier is gewone woorde, maar goddelik. Jy sal sien, as 'n knegt van God, gewone woorde wat jy kon spreek, en jy is ontvanklik, sal die gees van God die res van die werk doen. Ons hoef nie met jou manne te wees nie. Ons moet sag wees, ons moet ontvanklik wees, en die belangrikste is met God se liefde.
moet ons mekaar dien. 'n Man van God is nie 'n man wat so die eisters hoog optel en wys ek sterk nie. Sy sterkte is in die Here. En ek wil graag hê, jy moet nou jou sterkte los. En jy moet ontvanklik kry, want hy sê vir ons hierso, vers 2, hy het in die nag na Jesus gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leraar is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens doen wat u doen as God nie met hom is nie. Nou, wat sal jy wil doen? Wat sal jy wil doen? Om daai selfde tekens te kan doen. En dis wat ek en jy moet gou doen. Ons moet gou vereensamig met God. Nou, ek gaan so 'n bietjie tyd vat, want ek moet weer goed nou blaai om by my goed te kom, want al my goed was so mooi gewees. Maar hy sê van so uitdruklik, om te doen wat Jesus doen, moet ons baie belangrik doen wat Jesus gedoen het. Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar, ek sê vir jou. Wat dink dis nou Jesus wat dan met jou praat? Voorwaar, ek sê vir jou. As iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien. En dit was ons op pad hemel toe nou, né? Maar ons wil dit die koninkryk wees. Dan sê vir ons verder. Nicodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens, as hy oud is, gebore word? Hy kan tog nie die tweede keer die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie? Jesus sê vir hom, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en uit gees, nie kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Uit water, wat uit die vlees gebore is vlees. En wat uit die gees gebore is gees. Nou jy moet vandag besluit. Hoef jy verder in jou vlees wil lewe? Of wil jy 'n verandering hê, dat die gees jou kan behandel? Want hy sê uitdruklik vir jou, as jy nie uit water en uit gees gebore is nie. Weet jy, so lekker, ek weet nie hoe lekker jy dit doopbad nie, maar ons het dit so lekker uitgetrappies die afgebied, seker redels op die vasse. Dan sê ek altyd vir die doopbelinge, ek sê, raai oom, ek moet ek wees as miskien vroeger gedoop, want dit was 'n gewoonte, dat die familie het dit gedoen, of jou vriende het dit gedoen, en so klim jy het jy daai water geklim, en jy het as 'n droë sondaar ingeklim, en baie keer dat klim jy as 'n nat sondaar uit. Nou is my leering so, as hulle so in daai water afklim, dan sê jy vir jouself, Here, ek klim nou in vlees, maar ek wil hê u gees my opwek. Here, as ek so onder daai water wegraak, as ek so sak in daai water, moet die gees van u my opwek. Want ek wil my vlees aflê. Want jy sien ons as uit water gewoond. Want jy ooit van God se gees gesê om jou weer lewendig geestelik te maak. Daar's 'n groot verskil. Nou moet jy daai doopbelinge sien. Man, ek like dit so, al die ou tannie so goeders nie. Want dit klim nou af om nie te gly nie. Maar as hulle daai water so sien, wie ook al of dit ek is of 'n geliefde wat hulle moet doen, dan strek dit jou. Here, ek wil nou anders te wees. Here, ek kan nie net in hierdie water se droë sonde gaan, want ons almal het gesondig. Dit moet ons verstaan. Maar as God se gees oor my kom, is ek nooit meer dieselfde nie. Kind van God, ek is nooit nie. Want jy sien, die tema sê, ek wil hemel toe gaan. En die vlees gaan nooit die hemel beerwe nie. In jou lewe kan jou vlees nie by God uitkom weer nie. Want uit stof is jy gemaak,
en tot stof sal jy terugkeer. Maar jy sien as wat, jy sê 3 goed uit die vlees uit die stof uit, dan uit jou siel, jou elite, jou intellek. En dan is dit jou gees. So hierdie 2 verlaat jou liggaam wanneer jy sterwe. En as jy nie besluit, as jy so daai doop water sal afgaan, en jy besluit nie, ek gaan my vlees afstand hou doen, want dis die vlees wat my tot sonde bring. Dis die vlees wat die chocolate laat. Dis die vlees wat die middelvinger verlang. Dis die vlees wat die ander wil iets vertel. Ja, dink 'n bietjie. Maar as die siel, as jou verstand kan begin dink, en hy erken die gees wat so sag is, en wat so nederig is, en jy wil besluit, en vlees, jy heers nie oor my nie. My siel, my verstand, my intellek, begin ook God se gees erken en gee. En my gees, moet ek nou in die lewe kry. Maar jy sien, ek moet eers sterf, voor iets my plek kan neem. En jou siel, moet die heersende factor wees. Want jy sien, voor die regterstoel van Christus, gaan jy staan so in jou siel. En dan gaan jy verduidelik, wat jy gekies het en besluit het, om te doen. En die gees is jou getuig, want die gees van God kan nooit doen. Hy het jou in gerechtigheid gebring, hy het jou die waarheid. Want die gees, in Romeine 8:16 sê, die gees getuig saam met jou gees, dat jy 'n kind van God is. En ek wil terugkom by hierdie vers toe, want hy sê vir ons uitdruklik, wat uit die vlees gebore is vlees. En wat uit die gees gebore is gees. En net jy wil besluit, ek maak klaar met hierdie dinge van die wêreld. Want as jy vleeslike goed doen, gaan jy sterf. Jy moet 'n ander dimensie kry. Wat het gebeur in die tuin van Eden? Hy sê, ja, Eva, nee man, as die man was, het hy die vrou op die regte weg. Want sê, hy is die hoof van die vrou. Hy is 30% sterker. Maar jy kan nie jou krag gebruik nie. Jy moet jou wysheid gebruik. Jy moet jou insig, jou intellek moet jy gebruik. Sê my vrou, ons Vader het gesê, as ek van hierdie boom eet, dan gaan ons sekerlik sterwe. Hy het nie gesê hoe lekker eet sy nie. Hy moet nou hap wil hê, want die pad daar om ons hart. Kijk ons, weet ons nie waar. Dis deur sy maag, en dit is hoe risiko iets goed is. Maar ek moet daar nog steeds, as die hoof van God, moet ek haar leiding gee. Jy gesien toe God vir Aaron kom soek in die tuin, het jy geroep, Eva, waar is jy nie? Hy het vir Aaron gevraag, Adam, en waar is Adam? Hy is 'n muis, hy kruip weg. Want hy was nie 'n man toe hy 'n man moes wees nie. En nie met sterkte nie. Hy was net in die kop sterk gewees. Hy het vir sy siel besluit het. En toe sterf Adam daar. En hy is naak. En Eva sterf saam met hom. En hy is naak. En hy sê van, jy gaan swaar kinders baar. En hy sê vir Adam, maar jy gaan die sweet van jou aangesig erken om te kan eet in die aand. As jy nie nou begin sweet, om vir hierdie vlees te sê, genoeg, jy gaan my nie verwyder en skei van God nie, gaan jy die maklike pad hê, tot het my sterf. Gaan kyk 'n bietjie die manne wat die nou pad loop, hoe goed gaan het en hoe lekker gaan het met hulle, maar daar is geen sweet in hulle nie. Maar jy wat besluit, ek begin God se hand vashou, en ek gaan aan sy woord,
Gaan kyk 'n bietjie wat so moeite het jy nie. Gaan kyk 'n bietjie wat so beproewinge het jy nie. Want jy sien as jy nie sweet nie, om in die waarheid en in gees te bly, gaan dit swaar gaan met jou. Hoekom gaan dit swaar gaan? Want die maklike dinge kom maklik. Maar die sweet van jou aangesig, as jy vir God kan wys, Vader, ek is hierdie knegt van U, dat jou kan staat maak. Dit kos 'n man, dit kos 'n vrou, om baie besluite te kan doen. Dis baie maklik. Ek wil vir jou iets anders te vra. Wanneer dink jy, beproef God jou? Jy moet dit vir my kan sê. Wanneer dink jy beproef God jou? Ons gaan naar Lukas 13 toe, vers 3. Want jy sien jy met 'n keuse maak in jou lewe. En ek het net hier een versie, is Lukas 13 vers 3. Hy sê, bekeer. Nee, ek sê vir julle, maar as julle nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom. Nou ek gee vir jou huiswerk nou. Jy moet nog 'n bietjie voor gaan lees en 'n bietjie nagelees in hierdie Lukas 13. Want Jesus is daar besig met Nikodemus en hy praat oor baie goed. Hoe vinnig sê ons as daai mense in 'n kamp ongeluk dood is op dit? Ja, was daar van bitter. En hier was 'n pilaar, 'n toring, wat omval, en hy val 18 dood. Julle sal sien, dit staan in die skrifgies, so 'n bietjie vroeër te gaan lees. En Jesus haal homself uit. Hy sê, dink jy nie daai mense, daai 18 wat deur die toring plat geval is? Hulle is ons sondaars nie. Maar net jy kan antwoord. As jy nou moet sterwe, hoe is jou lewe? Want jy sien as jy jou nie bekeer het, nie tot die pastoor nie, nie tot die kerk nie, tot Christus Jesus. Want jy sien, Jesus het op die kruis gesterf. En met jou mond en jou tong sal jy moet bely. Ek kan nie namens jou dit doen nie, jy kan nie namens my dit doen nie. Jy sal met jou eie mond en jou tong en met jou verstand bely, dat Jesus Christus op die berg van Golgotha my op sy dood in sy graf begrawe. Hy het geweet, dan gaan Andrew gebore word. En hy het geweet wat Andrew se swakheid is. En hy het geweet, as Andrew in my woord was, is daar nie 'n toekoms vir Andrew. As jy nie in die woord van God vasthou, wat sê Handelinge 2:38? As jy bekeer en laat julle dood tot die vergifnis en die afwassing van julle sondes. En laat julle gedoop word tot die afwassing van jou sondes in die naam van Jesus Christus. Hy sê, want die belofte kom julle toe. Wat is daai belofte? Wat is daai belofte? Dis die belangrikste. Hy sê die belofte kom julle toe. Dat julle geestelik gered sal. Kan jy onthou toe Jesus so voor Johannes staan? En Johannes sê, ek is nie waardig, daar was die lam van God. Ek is nie waardig om sy skoenriem los te maak. Wat sê Jesus vir hom? Dit is die mooiste wat jy iemand stil maak. Jesus sê vir my, druk ek, jy moet gaan lees. Laat dit nou toe. Hy gee my 'n keuse om te, ja maar nie, want dis ons gunsteling woord. Ja maar. Want jy sien Johannes sê, ja maar, U is die lam van God. Ek is nie waardig om die skoenriem te doen. Jesus spreek op aan, gaan lees asseblief. Laat dit nou toe.
Hy het geen keuse, hy moet sy job doen. Jy is 'n disipel. Gaan voor 'n man staan of voor 'n vrou staan. En God gaan vir jou sê, laat dit nou toe. Bekeer in die naam van Jesus Christus. En Johannes doop op, laat dit toe. En wat maak God? Hy laat die hemel oopgaan. En hy kom met 'n stem, soos 'n duiwel neerdal. Hy sê, dis my geliefde seun, in wie ek welbehaag. Maar daai oomblik as jy so daai doopwater afstap, dan stap jy na jou hemel toe. Want jy laat dit nou toe, dat jou vlees gaan sterwe, en jy geestelik opgewek word van God. Want God sê, dis my geliefde seun, dis my geliefde dogter, in wie ek welbehaag. En die oomblik as jy dit toelaat, kom daar verandering in jou lewe toe. Want ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Want jy sien, kind van God, ons almal is in hierdie vleeslike liggaam. Kom ek challenge julle dames gou. Die dame wat nie van sjokolade hou, die steek op haar. Daar sal nie een wees nie. En so kan ek vir die mama sê van lekker bultop, veral geelvet bultop. Steek op jou hand en sê jy hou nie van lekker bultop. Daar's goed in ons vlees. Maar praat ek eens van die ander goeders, nee? Ek praat nou van lekker mye. Maar die ander goed gaan jou lekker in die dood laat gaan. Want jy sien, jou vlees wil dit net hê. Hy wil dit net hê. Jy kan 'n leuen vertel om dit te bekom. Om ryker te word, kan jy miskien steel. Iemand veroordeel. Iemand sleg praat. Want daar is nie 'n gees wat jou sê, waarmee is jy besig? Want jy is lewendig dood. Maar as God se gees in jou lewe gekry het, kan ek julle gou iets vertel. Ek ry met my vrou se karretjie. Yes, dan gaan ek van 'n Bybel na vereniging toe. En wat sal die Heilige Gees vir my wys? Die spoed. Kyk ons so, kyk so, ek is 20 kilos oor. 70 moet ek ry, ek doen 90. Ek sê nog eens vir ewe wind die vir die Here. Ek sê, Here, as die ridder van die koeltebome, dis die spiekels, as die ridder van die koeltebome my nou sien, is ek in die moeilikheid. Pragtig storie voor my. Ek sê nee, Here. Ek sê, Here, dis nie fair nie. Nou kom hy gewoon lag op hulle gestap om my toe, ja? As jy lekker mannetjie soos ek het, kom hy, wat sê goed is dit? Kom hy nou, ek lag. Hy sê, ek sal nie lag as ek jy is nie. Ek sê nie, jy verstaan nie wat ek gepraat het nie. Hy sê, hoekom? Ek sê nie, ek wil net om sê, maar ek het met die ene laas gepraat. As die ridder van die koelteboom nie voor my het spring. Ek kan nie vir hom sê, ek het nog sê, Here, dis nie fair nie. Nou kom hy en sê vir my nou, kom lê op haar se regte deur wat ons sit, kom lê klaar so. Hy's baie gemaklik met die man. Nou outomaties, as jy jou beursie moes nou uitdrag. Nee. Vader, jy ook vir beursie soos ek het. As jy ook vir, as jy sien, daar is nood in haar. En nou sien die man dit. Want daar so, sien jy, is by die lisensiekaart. As jy moet kyk, daar is by die lisensie. So ek moet hom oopmaak, om by my lisensiekaart te kom, want ek het so nie moeilikheid. Wat gaan hy met my doen? Hy soek my license om vir my te skryf. Julle ken ons daai ene. Of, hy sê, lees op die kar, hy sê, maar ons kan praat. Ek sê, ek verstaan jou nie, ons praat mos. Hy sê, nee man, hy sê, ons kan praat. Nou, my dom. Ek sê, maar ons praat mos nou. Hy sê, nee man, hy sê so met sy oë, joh. Nou sien die donders daar, so weer rande. Hy sê, ons kan praat. Ek sê, jy dat nie. Ek verstaan jou nie mooi nie. Ons praat mos, maar hy wys so met sy oë. Sien ek, hy wys na die geld, want die beursie is so daar. Nou moet ek hier die hand gebruik om die lisensiekaart te trek. Hy sê, nee, ek het die dollar, so die nota moet ek uittrek. Nou kyk ek na hom toe.
Ek sê dat jy gaan nie van my glo. As ek vir jou nou volgens sê ek is lief vir jou. Hy sê ag nee, hy stond soms op die deur al weg. Hy sê ek het al julle stories gehoor. Ek sê jy nog nie gehoor dat ek vir jou lief is nie. Hy sê nee, waar sê jy vir my lief is? Jy's wit en ek is bruin. Ek sê my sien, jy dink soos die wêreld dink. Ek is nie van die wêreld nie. Jy sê nou van waar af is jy? Ek sê ek is van my koring af. Jy sê wat is jy? Ek sê ek is 'n man van God. Ag, sê vir my. Jy kom met 'n ander woord hier by my. Ek sê nee. Kan ek aan jou verduidelik dat ek werklik lief is vir jou? Ek kyk my so, sê, jy by die mag aan 'n boer vir 'n houtjie. Kom maar, ons moet die waarheid mos praat. Maar ek is werklik lief. En ek glo my nie. En dis wat 'n kind van God, as jy so na daai doodwater stap, dan stap jy na ewige lewe toe. Want die oordeel kom ons nie meer toe nie. Want jy sien, as jy ophou oordeel, kry jy die voordeel. En die voordeel is die ewige lewe. So as jy dan in water dan stap jy ernstig wees, jy moet van baie goed af kan afskeid neem. En ek het afskeid geneem. Ek is 'n man van God. En God is liefde. Dus as ek nie die beeld van God kan wees nie, dan moet ek weer gedoop word. Ek moet 'n nuwe skepsel word in Christus. Ek kan nie die ou dinge meer vashou nie, ek moet dan laat gaan, want die oordeel kom vir jou en my nie meer toe nie. Ek moet net raad gee, ek moet net vermaan, maar verder moet ek bid vir jou, dat jy jou verkeerde wese los. Want jy sien, ek wil by die hemel net kom. Ja, ek weet die halfway house wag vir ons, maar my Jesus gaan eers op die wolke kom. En as hy die wat moet slaap is, kom vat goed, dan gaan hy ons kom kry. Hy gaan ons eers wese laat nie. Want ons is so veilig by Vader Abraham. Soos as hy draai maak, dan weet jy die koninkryk kom haal vir jou. My kind van God, die koninkryk kom haal vir jou. En nou staan hierdie man hier voor my, en hy sê, ag, jy is nie lief vir my nie. Ek sê, ek is regtig lief vir jou. Hy sê nou verduidelik vir my, waar sal 'n boer vir my lief wees? Ek sê, jy sien, ek het klaar gesondig toe ek hierdie pad aanraak kom. En die Heilige Gees wys my die spoed wat ek moet ry. Ek het getak en sê, kyk Andrew, waarmee is jy besig? Want jy met die woord in die Bybel sê, jy met jou land se wette gehoorsaam wees. En toe die Heilige Gees my klaar gewaarsku, toe sien my oor dit, en ek praat soms so vinnig met die Here, ek sê, Here, as die ritter van die koeltebome my nou kry, en ek het my voet net van die petrolpedaal afgehaal, toe spring die berg voor my. En nou wil jy nie glo, ek is lief vir hom nie. Want jy sien, as jy 'n wedergebore kind van God is, gaan hy jou begin twyfel. En jy sal vir hom dit wys, dat God liefde is. En jy sal met dat vriendelike gesig moet kyk. En jy sal met 'n sagte hart en gees moet werk met die verlore kind van God. Anders gaan jy jou nie glo nie. As jy met hom terugpooi is, as jy met permantig raak, gaan jy die geveg verloor. Maar as jy bekleed met Jesus Christus, want jy staan op die woord, die ewigheid, die weg, die waarheid. En ek sê vir hom, ek is lief vir jou. Ek kan jou nie van hierdie geld gee nie. Hy sê vir my, hoekom nie? Hy sê, kan ek ons nou vinnig? Ek sê, moet jy verstaan nie. Ek kan nou hier wen. Ek kan nou deel raak van die wêreld, maar ek verloor vir God. Ek verloor die ewigheid. Ek gaan die hemel nie sien nie, want ek hou vleeslik vas. En ek moet geestelik begin dink. En ek verstaan nie, en ek sê vir my, ek moet klaar gesondig teen die hemelse Vader, want ek het die land se wette nie gehoorsaam. Ek sê ten tweede, ek moet jou nie in my sonde intrek, want ek het verkeerd gedoen. En die oomblik as ek vir jou vir my geld gee, ek trek jou in my sonde in, dan maak ek 'n onskuldige persoon deel van my sonde. Net om los te kom of om vir my geld te gee. Hy het die sonde gepleeg, hy het 'n werk gedoen wat eerbaar is.
Maar as ek nie geregtigheid is, ek erken nie, en ek bely nie dat ek verkeerd gedoen het nie, kan ek nie vergifnis ontvang die kant nie. En nou wil ek betaal om vergifnis te kry, deur 'n man wat nie my sondes kan vergewe nie. Die wêreld kan nie jou sondes vir jou vergewe nie, kind van God. Dis net God wat sy seun so lief gehad het. Wat sê Johannes 3:16? Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, vir die wat in hom glo. Nou daai oomblik as jy in hom glo, sal jy die ewige lewe beleef. En ek sê vir hierdie man, ek kan nie van dit. Ek kan jou nie my sonde intrek nie. Ek kan nie. Want ek het gekies. Wat het Joshua gesê? Want ek in my huis ons sal die Here dien. Ek moet 'n man wees. Ek wil die pak vat. En ek dink eers toe, al my lisensie kry. Moet ek dan nog eers moet ek berou toe. En as jy betaal, dan leer jy. Geen voel hul geld uit en leer nie. 'n man wat betaal, leer. En nie wat 'n man vir jou oplê nie, wat die wet van God vir jou oplê. Want jy sien, daai man sal jou wil 100 of 200, en dan moet sy aard of aard toe. Nee, jy wil jou lisensiekaart gee, sê ek kom maar geregtig. Hierdie man op hierdie kaart, het die land se wette nie gehoorsaam. Want ek het jou nie in my sonde trek. En hy staan so tree weg. Hy sê, ek het al baie goed gehoor, maar ek het nie bene gehoor nie. Hy sê, meneer, jy weet wat hy. Ek sê, ek kan nie ry nie. Hy sê, meneer, ek sê vir jou ry. Ek trek weg. Nou het ek hom bedank het. Want vergeet my Here op my God, my Maker. Want jy sien, as jy by Jesus Christus kom en jy het erkenning in jou hart en jy het berou in jou hart, sal daar vergifnis vir jou plaas. Christus gee vir my daai oomblik wat ek nie verdien nie. Gee vir my genade, gee vir my vergifnis. En ek raak 'n bloedgewaste kind van God. Want jy sien, as jy teen jou Skepper dit bely, sal die man op die aarde geen ander rede het om jou aan te kla nie. Want Christus Jesus maak jou vry. En ek kon aan weggery, en ek weet, wat doen jy as jy daar weggery? Party bid is jy dankie. Nee, as jy vir die Here wil eer, dan loof en prys jy met jou lofgesang in die hande. Want hy woon onder dit, en hy dans onder dit. En dis wanneer jy in verhouding met God is. En in die kerkie van Louisies, ek het 'n bol, want ek is vrygespreek, terwyl ek skuldig was. Bloedgewaste kind van Christus Jesus. En dis wat ek vir jou graag wil sê, kom ons gaan na Johannes 15, vers 1 tot 8. Hy is 'n bietjie ver, maar ek wil hê jy moet weet, wat se vrug draai jy. Want jy sien, die oomblik as jy daai doopwater afgegaan het, en jy kom as 'n bloedgewaste kind, want onthou, die bloed was ons skoon van alle sonde. En Jesus het klaar die prys betaal. So hy bring jou in die lewe in, en sy bloed het jou skoon gewas. En jy kom uit daai water uit, as 'n bloedgewaste kind. Wat het hy vir jou gesterf? Jy kan nie sterf nie. Ek leer hierdie ding vir pastoor die oor my groot mond. Nou is ek besig om te vertel hoe goed is die Here. Maar ek en Louisie, ons 2 seuns wat ons het 2 dogters en 2 seuns. En ek sê, ek sal nie vir my seun sterf nie. En dan van die moeders van my stryd. Want jy sê, jy sal vir jou seun sterf.
Maar ek het geweet, ek sal nie vir my seun kan sterf. Ek weet nie nie. En daar sprong 'n tannie daar op. En sy sê vir my, sy sê ouma, sy sê ek sal vir my kleinkind sterf. Ek sê tannie, ek weet hoe sy jou hart. Nou try ek die storie verbypraat, want hier kom nou moeilikheid, man. Nou try ek die storie mooi praat om te sê, jy sal eintlik nie sterf vir jou kind nie. Of vir jou kleinkind nie. Jesus was sy vat vir my hoor. En die kom sy sê pastoor, dis Constansie voor my. Al die mense kyk nou op ons. Ek dink, ag Here help my. My mond was net groot. Ek moes nie daai woordjies sê nie. Maar sy staan met haar hand so, en haar hartskoentjies. En ek sien sy sommer tackle. Ek het my storie nou regkiem, jy weet. En ek sê tannie, as ek jou die toets vandag sit, gaan jy dit nie maak nie. Dus ek sal. Ja, dan weet ek my mond op verder, maar hier kom nou 'n waar. Dis die toets wat. Maar wat doen jy uit van die hele gemeente kyk vir jou? En jy weet, jou mond was heeltemal groot geweest. Jy moes die storieetjie gesien het. Here help my. Net soos julle. Ek vra, het iemand vir my 'n lighter? Nee, vir julle rook. Nou rook jy nie. Nou, daar's nie 'n roker hier so nie. Daar is nie. Dis so daai kerk is toe daar nie ook 'n roker. En ek het 3 keer vra. Ek sê ek soek net 'n lighter asseblief. Want ek weet hierdie panarie wat ek nou kom. En daar staan so maar man op. Ek sê man, jy is nou maar nog God se hand. Jy bring my lighter. Want hy red my. Anders het ek nie daai toets geslaag nie. En die tannie staan nie voor my hierdie lighter. Ek sê jy wil net hier sit want ek moet jou lighter vir jou teruggee. Ek sê steek uit jou van haar asseblief. Hoekom? Ek sê nee, hoekom sou ek vra nie? Jy wil nou sterf vir jou kleinkind. Nou ek gaan jou maar net die bietjie van vuurbeproewing gee. En toe die lighter so light, ek vat hom na voor toe. Ek sê nee, tannie, jy moet hom nou hou. Jy praat nou eers, jy het nog eens gesterf nie. Ek sê ek sal nie vir my kind kan sterf. As dit op die push kom, dan sal jy die kan doen. Maar ek weet Christus het jou en jou naam op sy lippe se verstaan gehad. Hy is nie net gebrand nie. Hy is gebreek, hy is geslaan, hy is verneder. Sy paard is gereed. Hulle sê sy rug het soos 'n geploegde land gelyk, soos daai 39 houe hom getref het. Daar is op hy sweep agter sy hakies. Ruk die vleis uit. Wat hy vir my en jou gedoen het. Sodat ek vandag vry kan staan as 'n man van God. En ek het die belofte van ewigheid. Die belofte kom met toe. As ek my naam, sy naam op my lippe bely, sal ek op die water kan loop. Sal ek die ewige lewe kan beerwe. Want sy reddende regterhand sal jou nooit dit se hand laat gaan. Jou geloof moet net kan vashou. As jy nie geloof het, gaan jy dit nie maak nie. Jy moet kan geloof hê. En jou oë mag net op God gericht. Jy mag op die kerk wees nie, mag jy op 'n prediker wees nie. Jy mag net op Christus Jesus wees, wat sy heilige woord vir ons sê. Dis al redding wat daar vir ons is. Want jy sien, die woord van God is 'n reddende woord vir die wat verloor is. Maar sonder die woord kan jy nie gered word. Ek het nie so maand, 6 weke terug van die nou help, dus vir die dame in die hospitaal gaan bid het. Ons ken nou nie, sy het 'n oproep gekry, en die dame vra, ek moet vandag hospitaal toe gaan, en ek kan nie vandag nie. Ek sê, ek sal môre sal ek hospitaal toe gaan. Nou wat bid jy vir iemand wat in 'n koma lê, en jy ken nie dat persoon nie? En hy sien my God ken. En dis die hoofrede om gesê, dis die volgende dag, wat ek moet stil raak. Ek moet nou 'n goddelike werk doen, nie 'n vleeslike werk. En ek raak stil by God, en ek sê, Here, jy moet my help, en ek kry skrif.
En ek weet jy ooit gehoor het van pastoor Duipie, hy is daar van Rustendag. Maar hy, 'n lied wat hy sing, man, dit werk hier binne in jou, wanneer jy daai lied hoor. En ek besluit, ek gaan die lied ook vir die tannie sing. Ag, speel. Maar sy sê kom, maar ek gaan die lied ook vir die tannie speel. En ek het visie, dis soos Eskimo's, soos aangetrek het, al die goeders. En toe is in die hoë in die sop daar gaan, wees ek dat kop so agterdraad, tydjies is uit. Geen kleur in haar liggaam en haar gesig nie. Jy kan sien, dis net 'n liggaam wat asemhaal, maar sy is nie by. En jy weet in julle familie of in julle kerk, wie het genees in hande, en wie sê werklik genees in hande, maar. En dan weet ek moet nou terugstaan. Maak nie saak of dit in die pastoor is nie. Ek moet terugstaan. Want dit is 'n gawe. En jy weet, jy kan jou gawe en jou talent as jy by God gehoor het wat jy skepings doen. En haar gawe wat sy het, is geneesende hande. En nou weet ek sê, jy gaan die voorbel. Ek sal hier kan lees, ek gaan net die woord lees, en dan sing ons twee, en dan gaan ek pastoor Duipie se lied vastspeel. So gee ek woord, geen impak. So gee ek woord, geen impak. Hier so kommissie en sy salfolie, en ek speel haar liedjie. En na 3 weke kom ek aan hierdie kom uit. Onder daai liedjie, nou, glo jy aan magic? Nou daai is magic van God. Dis 'n ingryping van God, wat ek nie betrokke is nie. Ek is net gehoorsaam. Met geloof. Want ek weet jy sal sien. Want vir my gaan het oor die siel. En nie oor die liedjie, nie oor die woord nie. Maar kom ons sê in my ooma, nou vir op 2-3 weke en sy kom nie by nie. En ek is net bekommerd. Wat gaan haar gees doen as sy met haar liedjie. En met hierdie liedjie van pastoor Duipie, die kom sy by. En Niesie is haar bly en sy bly verder put. En vir die tannie so mond af, die tannie, nou sy verbaas, sy weet nie waar sy is, jy weet wat afgaan. Die hospitaalpersoneel met familie daar, kan nie goed. En weet jy wat sy wonderwerk? Weet jy wat sy magic? Almal wat daar is begin glo in God. Want God se reddende hand het vir 'n ou dame deurgekom. En sy het geglo, toe sy daai goed hoor van pastoor Duipie. En hoe smag haar siel na God. En ek en Jesus en ek is voorbij. Want jy sien, ons is tot niks in staat, behalwe deur Christus Jesus, wat weer die vermoë en die krag gee. Nou as jy nie in die water so afgaan en jy besluit jy gaan sterf nie, en jy het nie 'n hoop en vertrou in Christus dat jy gaan lewendig red nie, want die belofte kom jou toe. Want jy moet aan iets vashou. En as jy aan Christus Jesus kan vashou. Kyk, wat sê Johannes 15? Vir jou. Kom, hier kom nou mooi, gaan nou weer 'n liedjie speel, maar hoor nie, ek is die ware wynstok. En my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon. Nou die oomblik kan jy so na die water afgaan. En jy weet jy was veilig. Jy weet jy was betrokke met die wêreld en die wêreld se goed. Maar met jou siel, jou intellek, jou verstand, sê jy, ek kan nie meer. Ek weet net u. En u alleen sal my kan skoon was, my God. Here, die wêreld sê, ek is klaar veroordeel. Maar u sê vir my, as jy deur hierdie water gaan, in gees en in waarheid, gaan jy ewige lewe hê. En God sê vir my, as jy in hierdie wingerd is vandag en jy dra die vrug, as jy die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Here is alreeds rein, deur die woord wat ek tot julle gespreek het, dit is nou hier. Julle is reeds rein, hierdie herder, sorg dat julle rein word in die woord van God.
Maar ons almal is nog onseker. En die woord van God sal ons die bevestiging gee. Bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug dra van homself, as dit nie in die wynstok bly nie. Ek is die wynstok, julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. Toe ek en Jessie na die hospitaal gaan stap, het ons vrug gedra, maar toe ons in sy woord vashou, toe ons goddelike goed vir hierdie vrou sing goed, toe kan haar gees en haar sielsdimensie nie anderste, as om te kan sê, Here Jesus, ek lewe nou weer, ek lewe in U, nie in 'n pastoor of iets anders nie. Ek lewe in U, my God, want U is die weg en die waarheid. En ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie, tot die pastoor kan niks doen nie. As iemand aan my nie bly nie, word hy uitgewerk, soos die loot en verdroog, en hulle maak dit by mekaar, gooi dit in vuur en dit verbrand. Dit is wat met jou vlees gaan gebeur. As jy nie gehoorsaam aan God bly. As julle my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra, en julle sal my disippels wees. Maar nou moet jy onthou, wie van julle, of die meeste van ons, is nou in die huwelik, ons het getrou. Is dit so? Miskien was hy pad. Nou toe jy met jou vroukie nou hier getrou het, wat moes jy by julle gehad het? Vergeet van jou eilies en vergeet van die ringe. Sê hartpastor. En dis ook op hierdie vrug. Jy moet my mooi luister vandag. Wie gaan vir jou getuig om in die huwelik te kan gaan? Dis die wat jy na die Here toe gebly het. Jy kan nie die vrug dra en dit self eet heeltyd. En dit nie uitdeel nie. Sorg dat jy hier kan weggaan. En dat jy weet, jy weet in huwelik gaan. Waar dit getuies nodig sê, hierdie man, hierdie vrou het my na die Here gelei. Maak seker, jou werke, maak nie saak wat se kleer, wat se ras nie. Almal wat getuig dat Jesus Christus jou verlosser en jou saligmaker is, sal die koninkryk van God beerwe. Maak seker, jy kry getuienisse. Want jy moet jou bruidegom. Julle dames het baie verloor. Weet jy wat was jou nooiens van? Jou ander van? Kreer, sy was 'n kreer. Wie is 'n kroutjie? Nou voor sy my wettige vrou kan word, moes sy gesê sy aanvaar my van. Ja, en sy word 'n kroutjie toe. En nou as ek met my bruidegom wil trou, wat sal ek doen? Ek gaan my van dit weggooi. So jy is alleen met julle van verloor nie. As ons manne gaan trou, want ek trou nie in liggaam nie, ek trou in gees nou. En ek word 'n kind van Jesus Christus. En my nuwe naam gaan wees in Openbaring. Jy gaan jou nuwe naam kry. Jy gaan jou 'n nuwe naam kry en jy is dan 'n gesalfde en 'n geseënde van God. So maak gereed dat jy jou naam gaan verloor. Want Christus maak hom rein en heilig vir jou. Hy is besig om dit vir jou voor te berei. Alles is sê die nuwe woning, die nuwe hemel nie kan ingaan nie. En God wil dit vir jou gee, kind van God. Wie van julle het al werklik aan stil sit? Want hoe gaan Jesus kom? Vertel my gou, hoe gaan Jesus kom? Hy gaan kom, maar waarop gaan hy kom? Wie vind het al die wolke dopge? Want jy sien, as jy nie uitkyk nie,
gaan hy jou verby. As hy nie by die busstop staan, wat gaan hy dus doen? Die wolk gaan verby en jy moet begin uitkyk op die wolke. Want dit het stop in jou. Christus met jou kom haal, jy moet kan uitroep, my God, waar sal my hulp kom? En dit sal Jesus Christus kom, om van hierdie wêreld af, kom hy na my. Weet jy, ons het tekens, ons moet goed doen, ons moet uitkyk, ek en Essie, is die lekkerste die naam beraad, dan kyk ons uit, dan sê ons, ek dink ek die wolk van so lekker, sê sy my weet dit nie goed. En dan begin jy uitsien, wie die kom haal. En dis ook om ons moet kyk, dat ons besig hou. Ons is soos die 10 maagde, wat 5 dom is en 5 so raai. Ons het ons voorraad. Ons is reg, wanneer hy kom. Ons is reg. En ek wil afsluit, dit is my so belangrik, dat julle saam met my, na Lukas 10:25 gaan. Dit is seker die belangrikste vers in my woord, my boodskap. Ek gooi daar iets belangriks sê. Wat dink julle staan in Lukas 10:25 tot 28? En daar is 'n sekere wetgeleerde opgestaan wat hom versoek het deur te sê, meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En dis wat jy vanoggend vir ons saam sê, wat moet ek doen? Want ek is elke Sondag in die kerk en ek sing lekker en ek doen wat ek doen. Maar hy vra, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Maar julle glo nie, want julle is nie van my skape nie. Nog even as jy sê, eintlik, hoe kan jy sê ek is nie 'n skaap van God nie? Want jy sien, die mense tot aan my gemeente, wat elke Sondag daar sit, maar hulle is nie skaap van God nie. Want jy sien, jy weet nie erken, dat jy jouself kan red. Wie het al erken? Wie het al vir homself gesê, yes, ek kom short. Ek kom short. Ek het Christus nodig. Want jy sien, is wat hierdie stuk vir ons sê. Hy sê, julle, maar julle glo nie, want julle is nie van my skaap nie, so ek vir julle gesê, my skape, luister na my stem. Want jy sien, as jy na die doopwater afgegaan het, en jy kom uit, dan sê jy wat die belofte gaan wees, Handelinge 2:39. Hy sê wat die belofte kom jou toe, want as jy sy stem kan hoor, dan het jy die koninkryk se stem, die engele se stem, gehoor wat die bose nie kan hoor. Dis nie meer stem wat die vlees praat, dis die stem wat die gees van God met jou praat. Want hy sê, my skape luister na my stem, ek ken hulle. So jy moet die belofte doen, want jou nuwe naam gaan vir jou dieselfde nuwe stem gee. En die Heilige Gees gaan vir jou metgesel wees. En hy gaan vir jou sê, nie die kant doen nie, gaan ek die kant doen. En as jy regte pad begin loop, en jy luister na God se stem, ek was 'n baie geseënde jong man. Na my diensplig het ek vir my so makkelijk 'n seeltjie gekoop. En ek is by die Apple Valley daar by die plaasboere. En die een boer sê vir my, ons het 3 maande by hom. Hy sê, hier na my ander boer toe gaan dag en help en die trekker so goed. Hy sê, wat my soms baie lelike grond had. En ek ry, maar hy Mazda RX-7 karretjie, hy baie boema, hoor. En nou, ry trokkie voor, want hy gooi geweldig stof. En hierdie jong lewe van hierdie man pomp so terug derde toe. En skielik, hou hy in derde, kan niks doen. Yes, en ek is half vies geword,
die volgende blik verby. Hy sê, sy tot, en ek weet dat ek die krag gehad, waar ek verder daar te sit, en ek het uitbeweeg. En hy stofpunt was ek opgereid. En ek stop daar langs die pad en ek begin huil. Ek is 20 jaar. En ek huil voor God en ek weet, ek kan myself nie red. Christus het my nou gered. Net jy weet die waarheid. En ek weet die weg. Kan nie sonder Christus geraak word nie. Langs daai stofgrondpad. En ek kom 'n halfuur later die boer sy beroep. Dis hoekom is jy so laat? Ek sê dat ek het lewendig vir jou uitgekom. En verstaan my nie. En ek vertel wat langs my gebeur het. En daai man vat my daar vas, 'n groter man, dit is nog 20 jaar oud. En hy bid weer daar, eer vir God. Toe maak ek 20 jaar, halfuur wat ek laat is nie meer saak. Nie ons tyd nie, God se tyd. Nie my wil nie, God se wil. Ek vra vir jou vandag, gaan een lied vir jou wat speel, die eerste lied is op lief. Word 'n vriend van Jesus. Everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, needless pain we bear. Oh, because we do not carry
uit Lukas uit, hy sê, soos ek vir julle gesê het, my skape, is nou Jesus wat nie praat, my skape luister na my stem, en ek ken hulle, en hulle volg my, en ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand uitruk nie. My Vader wat hulle aan my gegee het, is groter as al. En niemand kan hulle uit my hand van my Vader ruk nie. Ek en my Vader is dit. Geliefde, ek eer die Here vir sy woord wat hy ons gegee het vanoggend. Maar tog vermaan ek Here, as jou weg nie suiwer is nie, kom na jou herder. Kyk dat jy weer na die doodwater ingaan. Want daar is nie 'n perk hoe jy kan dood nie. Daar is 'n perk in hoe jy eindig. Waarmee gaan jy eindig? Met 'n suiwer hart in Christus Jesus. En ek vra vir julle, as 'n ander herder saam met julle. Kom ons probeer buite dit. Want die oes is so groot daar buitekant. En nie dit neg of 'n disipel van Christus kan hulle gehaal met die Gees van God. Wees gehoorsaam. Gebruik jou gawe en jou talent in die koninkryk van God. Kom ons bid. Vader, baie dankie dat ons toegelaat is deur Pastor Simon se vrou, dat ons hierdie woord aan hierdie gemeente kon gee. Here, want daar is net een koninkryk. Ek kan net dink, Here, as u in die middel van 'n dorp moet staan, en u roep vir u kinders, kom na my toe. Here, gaan ons nie gevra word, wat se weg het ons gevat nie. U gaan net sê, gehoorsame skape van my. U het my stem gehoor, en u was gehoorsaam. Daarom bid ek en Hisie en my vriende wat saam met my so is, Here, is seën op hierdie gemeente af. Here, dankie vir die mooie liefde en die warmte wat ons vanoggend ontvang is hierso. Here, laat u Gees, die Heilige Gees, die nawerker en die prediker van hierdie woord sal wees by God. En hou ons nederig en diensbaar, totdat u ons gaan omhaal. Here, want ons is lief vir u, omdat u ons eerste lief gehad. Baie dankie vir dit, Here. En ons vra 'n seën op ons elkeen se lewe. In die heilige, mooi naam, Jesus Christus. En die kinders van die Here sê, Amen. Dankie, pastoor.